Goeiemôre Doxadeyo Kameeldrift. Wat 'n spesiale naweek in ons gemeente, maar ook reg oor die wêreld waar ons die opstanding van Jesus Christus vier. En hierdie is 'n belangrike naweek in die Christen kalender. Vrydag vier ons die dood van Jesus, toe hy finaal die vyand se kop vermorsel het en die dood oorwin het. En waar hy betaal het vir ons sonde en hy die finale offer was. En Saterdag gister was wat ons noem stil Saterdag. Die hele wêreld is in afwagting om te sien of hierdie Jesus gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen, en dis om die derde dag op te staan in nuwe lewe. Vanoggend vier ons die feit dat Jesus Christus waarlik leef. Die impak van hierdie dag was so groot dat die Jode het destyds op 'n Saterdag bymekaar gekom, en as gevolg van vandag kom ons as Christene op 'n Sondag bymekaar om eintlik elke week, elke Sondag die opstanding van Jesus Christus te vier. Ons vier dit nie eenmal 'n jaar nie. Dis ons realiteit, dis waarin ons leef. Ons leef die opstandingslewe. En elke keer as ons bymekaar is, vier ons eintlik hierdie ongelooflike waarheid dat hy opgestaan het. Die eerste Christene het mekaar so gegroet. Dis hoekom ek jou gevra het. Hulle het mekaar so gegroet. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Nou net voor ons in die woord induik vanoggend, ek hoor 'n storie van 'n man wat sy vrou en sy skoonma saam op vakansie gevat het Israel toe. En hulle was op een van daai verskriklike mooi toere, die Via Dolorosa. En iewers het die skoonma toe bietjie siek geraak en sy het toe haar laaste asem uitgeblaas in die heilige land. En die ouens gee vir die man twee opsies. Hy sê die eerste opsie is om hierdie die liggaam van die skoonma terug te vat Suid-Afrika toe, gaan jou so R100,000 kos. Of as jy haar hier begrawe, behoort dit jou so R3,000 te kos. En die man dink diep en hy sê, nee, ek dink ons sal daai R100,000 opsie vat. En die ou kyk hom en sê, maar hoe so? Hy sê, nee, ek het gehoor van 'n ou wat begrawe is in hierdie land en weer opgestaan het. So ek vat eerder nie die kans nie. Ek dink in ons Christendom en in die wêreld is die een ding wat die meeste onsekerheid bring, is juis die feit dat Jesus Christus opgestaan het. Hierdie feit wat gebeur het, is vir die wêreld 'n struikelblok. Mikrofoon glo nie. Die wêreld glo nie dat Jesus opgestaan het nie. Die wêreld glo dat Jesus definitief 'n goeie leermeester was, dat hy 'n wyse man was, dat hy dalk een van die profete was. Hy's 'n ikoon van liefde. Maar die oomblik as ons praat van hierdie man wat gesterf het, onskuldig aan 'n kruis het, op die derde dag opgestaan, dan bring dit 'n stuk ongemak na die wêreld toe. En dis juis hierdie ding, dis juis op hierdie feit wat ons hele geloof as Christene gebaseer is. Paulus kom verduidelik dit so mooi in 1 Korintiërs 15. Ons het die laaste 3 weke gesels oor hierdie een hoofstuk wat Paulus geskryf het rondom die opstanding van Jesus Christus. En jy moet verstaan wat gebeur het in die Korintiese kerk is daar's 'n klomp Griekse filosowe wat in die kerk ingekom het, gered is en 'n nuwe lewe in Christus begin het, maar hulle het steeds geglo in van die filosofie van die Grieke wat gesê het, daar is nie iets soos 'n opstanding van die dooies nie. As jy klaar is op die aarde, is jy klaar. Soos hulle sê, wurmkos. Daar's nie 'n opstanding wat kom nie. En hierdie teaching of hierdie teologie het die kerk begin binnendring en sekere gevolge gehad. Ons het gepraat in die vorige reeks hoe hierdie klomp Korintiërs vreeslik geestelik was, maar geen liefde gehad het nie. En soms hoe hulle lewens nog nie gelyk het soos hierdie nuwe lewe in Christus nie. En baie van die feit, baie van hulle optrede was gemotiveer uit die feit dat hulle nie geglo het in die opstanding nie.
Ek meen, as hierdie alles wat jy het, dan moet jy jou lewe nou geniet. Jy moet alles geniet wat jy kan, want dis al wat daar is. Nou verstaan ons hoekom die broers in Korinte bietjie droog gemaak het en die susters bietjie chaos veroorsaak het in die gemeente en bietjie soms nog soos wêreldlinge geleef het. Want dis al wat hulle gehad het in hulle gedagtes. En Paulus kom in 1 Korintiërs 15, hy kom sit die gedagte vars en waar, kom sit hy dit neer dat Christus opgestaan het. 1 Korintiërs 15 vers 14 sê hy sê as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinneloos. En ook julle geloof sinneloos. Jy sien, jy kan glo in Jesus se goeie werke, jy kan glo in sy wonderwerke. Jy kan glo in sy teachings, jy kan glo in hoe hy geleef het, jy kan hom aanvaar as die man van liefde, maar as jy nie op 'n punt kom waar jy glo dat hy opgestaan het uit die dood uit nie, dan is daar nog nie ware geloof, reddingsgeloof nie. Dis om te glo dat hy opgestaan het, sê Paulus in Romeine 10, wat redding na ons lewe toe bring. Hy sê, confess with your mouth that he is Lord, dat hy Here is en dat hy opgestaan het uit die dood en jy sal gered word. So hierdie is 'n verskriklike belangrike ding in ons verstaan van Christendom en ook in jou eie geloof. Nou, Marius het mooi die eerste 2 weke gesels oor hierdie ongelooflike sekerheid wat die opstanding bring na ons lewe toe. En die bewyse van die opstanding, dat dit waar is. En vandag wil ek met jou deel die implikasie van die opstanding in jou lewe. Wat het daai dag met jou gebeur? Want soos ons Vrydag gesê het, as jy nog nie besef dat die kruisiging en die opstanding van Jesus het jou ingesluit nie, dan word dit maar net iets wat jy na verwys, 'n historiese gebeurtenis, iets moois wat ons kinders vertel. Maar wanneer jy jouself sien in Christus aan die kruis en jy sien dat hy opgestaan het en dat jy saam met hom opgestaan het, word hierdie evangelie iets wat jou hele lewe verander. En vandag wil ek iets daarvan met jou deel, die goeie nuus van die opstanding van Jesus. Wil jy nie jou Bybel saam met my oopmaak in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 57. Nee, is altyd goed om 'n Bybel by jou te hê, miskien as jy hou daarvan om te lees of 'n notaboek soms. Ek weet ek is een van daai mense wat ek moet skryf om te leer of teken om te leer. En jy's altyd welkom om jou notaboek en jou Bybel saam te bring. Maar ons gaan lees daarvan af vers 51 uit die 2020 vertaling. Hy sê kyk, en Paulus praat nou met die Korinte. Hy sê kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word by die laaste bassein binne 'n oomblik, 'n oogwink. Paulus praat van die laaste dae. Hy sê 'n bassein sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word. Met ander woorde, volmaak. En ons sal verander word, want hierdie verganklike liggaam, hierdie liggaam wat kan vergaan en wat agteruit gaan, moet met onverganklikheid, met volmaaktheid, met ewigheid bekleed word. En hierdie sterflike liggaam met die onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike en hierdie sterflike met die onsterflike bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. En ons gaan nou verder dit lees. Paulus verduidelik, daar gaan 'n dag kom waar jy hierdie lyf, hierdie ou vleiskas van jou in die grond gaan sien begrawe word. Hy gaan maar net eers in die grond beland en die dooies sal opstaan, nie meer met 'n verganklike liggaam, 'n sterflike liggaam, 'n onvolmaakte liggaam nie, maar in 'n verheerlikte liggaam. Wie's opgewonde daaroor vanmôre? Halleluja. Nou ek sien almal oor 30 is excited. Tannie, jou knieë gaan
dans voor die troon. Oom, die snork gaan verby wees. Ek wonder net wat se ouderdom ons almal gaan wees. Wie voel vir 25? Daai is vir my 'n goeie ouderdom. Nee, 30, 33. Ja. Nou daar is die realiteit dat ons gaan opstaan saam met Christus in verheerlikte liggame. En dan sê Paulus, hy sê, dit moet alles gebeur, sodat hierdie woord wat geskryf staan, vervul kan word. En dan is hy besig om 'n stuk in die Ou Testament aan te haal, en hy sê, die dood is verslind in oorwinning. En dan sê hy, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Paulus verduidelik 3 goed hier. Hy sê die oorwinning van die opstanding het vir ons oorwinning gebring in 3 areas. Die dood, die sonde en die wet. En dis die 3 goed wat ek vandag met jou wil bespreek, dat jy sal beleef wat dit beteken om in die oorwinningslewe te leef. Die eerste ding wat Jesus oorwin het toe hy opstaan, is die dood. Hoekom is hierdie so belangrik? Sien, want die woord sê hier dat die angel van die dood is sonde. En Paulus sê dat solank daar sonde is, sal daar dood wees. En wat Paulus hier doen is, hy sê, kom ek verduidelik vir jou wat Jesus met die dood gedoen het. En hy personifiseer die dood as 'n gevangene, een van die generaals wat in 'n oorlog geveg het en wat verloor het en wat gevange is. En hy praat so met die dood. Hy sê, dis amper asof Paulus 'n bespotting maak van die dood en sê, waar is jou oorwinning? Terwyl hy die dood vasgebind is. Kom, probeer loskom. Probeer weer dood bring. Dis asof Paulus spot met die dood. Hy sê, jy's 'n lafaard, dood. Ek lag jou uit, want daar's iemand wat jou oorwin het. Dood. Jy het nie meer 'n angel nie. Jy is verslind in oorwinning. Hier is die goeie nuus vir ons, is dat die dood, waarvan ons almal sal deel wees, is nie finaal nie. Die dood is maar net die begin van 'n nuwe lewe. 'n Lewe met 'n verheerlikte liggaam, 'n lewe in die tasbare, persoonlike teenwoordigheid van God. En Paulus kom lag eintlik vir die dood, wanneer Christus opstaan uit die krag en sê, daar's niks meer in jou nie. Daar's niks meer krag in jou nie. Charles Spurgeon, hulle het hom genoem die prins van predikers. Hy het die volgende gesê, hy het gesê, I'm not afraid of you, death. Why should I be? You may look terrifying, like a dragon, but your sting is gone. Your teeth are broken, like an old lion, so why should I fear you? I know you can no longer destroy me. Instead, you've been sent as a messenger to lead me to heaven, where I will enter through the golden gates and see my Savior face to face forever. Dood, waar is jou angel? Die tweede ding wat Jesus Christus oorwin het by die opstanding is sonde. Nou hierdie is vir ons 'n moeilike ding om te verstaan. Want Jesus het dan nou sonde oorwin aan die kruis, maar ek leef nog soms in sonde. Ons sien dan sonde rondom ons. En kom ek verduidelik vir jou in 'n eenvoudige manier soos wat ek dit verstaan, wat Paulus hier bedoel, dat sonde oorwin is. Let op wat Paulus hier sê, hy sê die angel van die dood is sonde. Wat beteken dit? Dit beteken dat
Eerste in hierdie wêreld, voor daar dood was, het daar sonde in die wêreld ingekom, deur Lucifer. En hy het sy sonde, wat hy teen God gepleeg het, oorgedra aan Adam en Eva. En hulle was toe vasgevang in Lucifer se sonde. En as gevolg van daai sondige natuur, en hoor mooi, Paulus praat nie hier van sondes nie. Hy praat nie van al die goed wat ons verkeerd doen nie. Hy praat van die natuur binne in ons, die sondige natuur. Wat is die sondige natuur? Paulus praat in Romeine van die wet van sonde. Nou, dis eintlik baie eenvoudig. So 'n paar dae terug het daar weer 'n vuurpyl die lug in op pad maan toe, en hy moes swaartekrag oorwin. Nou, ek en jy weet, swaartekrag is 'n ding, dis 'n wet. Knik net vir my as jy daai graad 5 wetenskap onthou, né? Swaartekrag is daar, dis 'n wet. Jy kan probeer teen dit beklei, jy kan dit uitredeneer, maar as jy spring, kom jy af. Dieselfde met sonde. Die sondes wat ons doen, is maar net die simptoom van 'n groter probleem, en dis dat die wet van sonde in ons is. Net soos gravitasie ons aftrek, of opstoot, mens weet nie. Dis sommer 'n grappie. Baie sat grappie. Wat jou aantrek na die aarde toe. Net so is daar die wet van sonde, wat ons natuurlik, as ons nie in Christus is nie, aantrek na sonde toe. Dis outomaties. Jy kan dit nie beplan nie, jy kan dit nie beheer nie, jy kan nie besluit daaroor nie. As jy nie in Christus is nie, is jou lewe besig om te dryf na sonde toe. Wat is sonde in essensie? Sonde is nie noodwendig al die goed wat ons verkeerd doen nie, dis maar net die simptoom. Sonde is die oortuiging wat Adam en Eva gehad het, wat Lucifer gehad het, dat daar 'n realiteit bestaan waar God nie God is nie, en waar ek my eie God kan wees. Dat ek alles wat my hart begeer, alles wat ek wil hê in die lewe, kan ek kry sonder God. Dis die verlore seun storie. Die verlore seun het alles ontvang en hy het weggetrek van die Vader af. Hoekom? Natuurlik het hy belang gestel in die geld, maar sy grootste ding was, ek wil nie hierdie hê en by die Vader wees nie, want dan gaan hy moet besluit hoe ek dit spandeer en wat ek daarmee doen. Dis sonde. Dis die natuurlike neiging in ons lewe om sonder God te leef. Dis die wet van sonde. Ons weet dis 'n leuen. Lucifer sê vir Adam en Eva, sekerlik sal julle nie sterf nie. Daar is 'n realiteit waar jy dieselfde kennis en mag en autoriteit as God kan hê oor jou eie lewe, en die implikasie daarvan is definitief nie die dood nie. Die oomblik toe Adam en Eva inkoop in die vyand se leuen, toe word hulle bewus. Hulle oë gaan oop om te sien dat dit wat die vyand nou net gesê het is 'n leuen. 'n Lewe sonder God lei na die dood. Die ewige dood. Die verlore seun het dit besef, toe hy alles verloor het. Sien, toe hy by die Vader was, het hy alles gehaat en die teenwoordigheid van die Vader. Toe hy weg was van die Vader, het hy steeds alles gehaat, maar alles verloor en die teenwoordigheid van die Vader verloor. Die loon van die sonde is die dood, sê Paulus. En wat Christus kom doen het, hierdie wet van sonde, hierdie sonde wat in die wêreld ingekom het hy op homself geneem.
die implikasie. Nou daar's 3 goed oor sonde. Daar's die krag van sonde, daar's die straf van sonde, en daar's die teenwoordigheid van sonde. The power, the presence and the penalty of sin. Aan die kruis en by die opstanding het Jesus Christus finaal die swaartekrag van sonde gebreek. Aan die kruis by die opstanding het hy die straf gedra vir sonde, vir altyd, vir ewig, volmaak. Maar daar sal 'n dag kom waar hy die teenwoordigheid van sonde sal verwyder van ons lewens af. Dis die dag wanneer ons by hom is, waar jy nie eers meer die kapasiteit of die ability sal hê om te sondig nie. Maar hoor mooi, die krag van sonde is finaal gebreek. Paulus lag vir die dood. Hy lag vir sonde. Met ander woorde, jy wat in Christus nou is, het nie meer 'n outomatiese neiging en 'n dryf na die wet van sonde toe nie, maar jy het nou die outomatiese neiging na die wet van vryheid, na die wet van die Gees. In Christus is jou straf vir sonde gedra. Maar die teenwoordigheid van sonde is hier, ons bly in 'n lyf wat nog nie verheerlik is nie. Ons bly in 'n sondige wêreld. Ons bevind onsself as Christene soms waar ons weer hierdie paadjie stap, want ons ken dit. Dit voel reg. Dit voel outomaties, dit voel normaal. Maar die oomblik wanneer ons weer aangetrek word na sonde toe, is die Heilige Gees reeds besig om te sê, "Tsoma, jy's in die verkeerde rigting op pad. Onthou jy nou weer, jy het nou die wet van vryheid, die wet van die Gees. Daar's 'n ongemaklikheid wat jy beleef as jy weer jou lewe begin inrig om sonder God te leef. Die Heilige Gees skreeu binne in jou. Paulus sê, my beendere het begin pyn toe ek nie my sonde bely het voor die Here nie. Hy sê, ek kon, die asem was uit my longe uitgeslaan, die water uit my lyf uitgeslaan. Dis die Gees wat kom en getuig en sê, jy is nie langer onder die wet van sonde nie. Jy is nou onder die wet van die Heilige Gees, onder die wet van vryheid en van genade. Sien, in Christus sondig ons nie meer teen 'n woedende God en 'n regter nie. In Christus sondig ons teen 'n liefdevolle Vader. Sê vir my, as jy in Christus is en jy sondig, waar sondig jy? Haal jy jouself uit Christus uit, sodat jy weer gedryf kan word na sonde toe? Nee, wie sal jou uit sy hand uitruk, sê die woord. Wie sal jou skei van die liefde? As jy in Christus is jy in Christus en jy sondig in Christus. So by the way, dis die veiligste plek om te sondig. Want hy het die krag van sonde, die teenwoordigheid van sonde, en hy gaan eendag, hy die krag en die straf gedra, hy gaan eendag ook die teenwoordigheid van sonde uit jou lewe uithaal. Beteken dit ons kan nou aanhou sondig? Stellig nie, sê Paulus in Romeine 6. Hoe kan iemand wat in Christus is, wat hierdie wet van die Gees en van vryheid ontvang het, dan aanhou om aangetrokke te wees tot die sonde? Jy wat in Christus is, het 'n nuwe mens geword, jy het 'n nuwe hart gekry. Moenie laat die vyand vir jou sê, omdat jy soms terug verlang na iets, of terug onthou van iets, dat jy nou langer nie meer in Christus is nie.
Jy's op die veiligste plek waar jy kan wees. Jy het Christus in jou, jy's in hom, alles wat jy nodig het, het jy. En dan die ongelooflike waarheid. Johannes sê, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig. Nie om van vooraf gekruisig te word nie. Om jou weer te herinner dat jy in hom is. Dat jou sonde lank alreeds betaal is. Dat jy vry is van die wet van sonde. En dan sê Paulus, die oorwinning van die opstanding is ook 'n oorwinning oor die wet. Sonde wat die wêreld ingekom het, lei na die dood. Paulus sê die dood is oorwin. Hy sê die krag en die straf van sonde is betaal. En dan die volgende ding. Christus het ook die wet volbring. Oorwin. Hier staan, Paulus sê, hy sê, die krag van sonde lê in die wet. Wat beteken dit? Sien Paulus sê in Romeine 5 sê hy vers 20, die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortredings toegeneem het. Maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloediger geword. Paulus sê in Galasiërs, hy sê die wet was 'n leermeester, 'n kinderoppasser wat gekom het. Die wet het gekom, die Ou Testamentiese wet het gekom om die mensdom uit te wys waar hulle sonde lê. Sonder die wet het niemand geweet wat sonde is nie. Die wet, en ek het vir julle 'n prentjie gebring, is die onderwyser wat met 'n rooi pen oor die lewens van God se mense gekom het en gesê het, wag, hier's 'n ding. Hier's 'n stukkie wat nie lyk soos die lewe van God nie. Hier's 'n plek waar jy weggedryf het van die Vader. Maar hier's die ding. Die wet kan jou nie red nie. Want dit was nie veronderstel om jou te red nie. Die wet was gegee as 'n leermeester. Die wet was gegee as daai infrarooi lig by 'n crime scene wat net die bloedspatsels uitwys. Maar hierdie ding kan nie die bloedspatsels van sonde in jou lewe verwyder nie. Inteendeel, sê Paulus, hoe meer die wet op jou lewe skyn, hoe meer raak die sonde in jou lewe. Dit vermenigvuldig. Hoe meer jy die wet hoor, hoe meer jy gekonfronteer is met die juffrou en die leermeester wat goed in jou lewe uitwys, hoe meer groei die sonde in jou lewe. Kom ek gee julle 'n voorbeeld. Ek het 3 wonderlike seuns. Ek is nog nie heeltemal oortuig oor hulle redding nie. Maar ons het sulke wonderlike mooi glasvensters in ons huis. En dit lyk nou nie soos hierdie wat ek op die prentjie gebring het nie, maar dis half die idee. Nou as jy vir 'n 2-3-jarige of 'n 6-jarige sê, Frana, moenie 'n klip deur die venster gooi nie. Jy gee vir hom wet. François, ek gaan weer vir jou sê, moenie 'n klip deur daai venster gooi nie. Onthou ek sê vir jou, moenie 'n klip daar deur gooi nie. Wat gaan in daai mannetjie se kop aan? Klip deur die venster, klip deur die venster, klip deur die venster. Wanneer gaan ek dit probeer? Die sonde groei. Boeta, ons mag nie 'n klip deur daai venster gooi nie. Arme Danieltjie, hy weet nog niks. Gooi maar die ding. Blame sy boetie. Net sien, dis hoe die sonde werk. Dit vermenigvuldig in ons lewe soos wat ons bewus word deur die wet. En Christus het aan die kruis en by die opstanding die wet vervolmaak. Hy is nou die nuwe wet. Hoor mooi,
Gooi ons die Ou Testamentiese wet weg? Glad nie. Maar kom ek sê vir jou, die Ou Testamentiese wet is perfek, maar is onvolledig. Want hier het iets bygekom. Die nuwe wet in Christus, die nuwe verbond. Sien, ons dink soms dat die Ou Testament was hierdie verskriklike streng reëls en wette en nou in die nuwe verbond is ons vry, ons kan doen wat ons wil. Nee my vriend, Christus het nou die wet vervul. Hy is nou die wet. Wat beteken dit? Dit beteken in die Ou Testament het ons gesê 'n wet is jy moet lief wees vir jou naaste. In die nuwe verbond, in die nuwe wet van Christus sê nie net vir jou naaste nie, vir jou vyande. In die ou verbond is geleer die wet van die 10de. Jy moet 10% van wat jy het vir die Here gee, 90% joune, jy kan maak daarmee wat jy wil in die ou verbond. In die nuwe verbond sê die Jesus Christus wat die Here is, alles is myne. Elke sent behoort aan my. Wat jy doen met die sente in jou lewe is 'n refleksie van of jy my vertrou as Here in jou lewe. In die Ou Testamentiese wet het ons gesê, een dag 'n week gee ons vir die Here, ons Sabbat, die wet van die Sabbat. In die nuwe verbond, in die nuwe wet van Christus sê hy, nee, elke sekonde van jou lewe behoort aan my. Is dit goed om te rus een dag 'n week? Absoluut. Maar hoor mooi, dat die wet het verander. Die wet is nou Christus. En die ongelooflikste waarheid van die opstanding vir my en jou is die volgende. Dat niemand van ons die wet kon nakom nie. As jy kan, dan mis jy 'n paar. Moenie vir my kom sê, ek moet die 10 gebooie hou sodat ek kan gered word nie. Nee, wys my of jy die 10 gebooie kan hou. Ons gaan almal skuldig wees aan die eerste een. Jy mag geen afgode hê. Dink gou aan die afgod in jou lewe. Woeps, 10 gebooie gone. Ons is nou in Christus. Christus is nou die wet. Hy bepaal. En die misterie, die geheim van die evangelie is die volgende, dat niemand van ons kon eers by daai wet uitkom nie, en niemand van ons kan by hierdie wet in Christus uitkom nie, maar deur die opstanding van Jesus en die inwoning van sy Heilige Gees en die krag van sy Gees leer ons om dag na dag al hoe meer gelykvormig te word aan Christus in wie ons is en wie in ons is. En dan gaan 'n dag kom waar die Here hierdie proses in jou lewe gaan afsluit. En jy gaan staan voor hom vlekkeloos. Jy gaan staan voor hom onskuldig. Jy gaan staan voor hom in die naam en in die bloed van Christus. En guess what? Dis klaar 'n waarheid. Jy kan niks aan daai waarheid verander nie. As hy dit besluit het, dan is dit so. Al wat ek en jy kan doen is om te sê, wel Vader, as U dit sê oor my lewe, dan glo ek dit. Laaste gedagte, die worshipspan kan my join. Nou is die vraag is, hoe leef ons hierdie opstandingslewe? Hoe leef ons 'n lewe van oorwinning oor dood, oorwinning oor sonde, oorwinning oor die wet? Hoe leef ons dit? En die laaste vers van hierdie hoofstuk, vers 58, sê Paulus, hy sê, daarom, my liewe broers, daarom, omdat Christus opgestaan het, omdat julle ingesluit is in hom, sê hy, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle self ten volle toe aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Die woord standvastig daar, is die woord om te sit en om te rus. Sien, ons begin in ons wandel met die Here, in ons verhouding met die Here. Waar begin ons? Ons begin by die afgehandelde werk van Christus. Hebreërs sê, jaar in, jaar uit, dag en nag het die priesters gestaan en offers gebring namens die volk.
maar toe Christus vir eens en vir almal die offer was, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Tetelestai, dis afgehandel. Jou lewe, jou opstandingslewe begin waar Christus sit en sê, alles is klaar gedoen. Dis volmaak. Hoeveel keer dink ons dat ons lewe in Christus begin by nou dat ek Jesus volg of nou dat ek wil my lewe regryk, gaan ek moet die volgende in plek sit. Nee my vriend, my liewe suster, broer, dit begin om te sit, om te rus in die Here. Hebreërs 4, gaan die rus van die Here in. En dan sê hy, onbeweegbaar, onwrikbaar, onwankelbaar. Wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer ons sit, wanneer ons die rus van hierdie waarheid beleef in ons lewe, en ons voel die vryheid en die rus wat daar in Christus is, dan is Paulus besig om ons te motiveer en sê, moenie weer teruggaan. Moenie weer teruggaan na valse evangelies wat iets anders leer nie. Wees onbeweegbaar in hierdie waarheid. Sien, ek en jy word natuurlik elke dag gekonfronteer met klomp wêreldse dinge, maar ek wil amper sê die gevaarlikste ding is nie dit nie. Die gevaarlikste ding in my en jou lewe as kinders van die Here is valse evangelies. 'n Evangelie wat leer dat ja, jy het sy genade ontvang. Ja, alles is vir jou gedoen. Maar kom ek sê net vir jou, daar's iets wat jy nog moet doen. Om ten volle gered te wees, om ten volle in Christus te wees, moet jy so aantrek, so lyk, so praat. Jy moet hierdie kursus doen. Jy moet by hierdie kerk moet jy 'n lidmaat wees. Jy moet elke week olies en goed aansteek en skrifgedeeltes in jou mure insit. Ekskuus as ek nou iemand dalk kwaad maak vanoggend, maar dis Jesus plus niks. Dis hy. Niks anders bring vir ons verlossing. Bring vir ons oorwinning. Wat Paulus hier sê is moenie julle ore uitleen vir valse evangelies nie. Kom terug weer na hierdie beginsel. Hy het alles oorwin. Ons is in hom. Ons leef in sy opstanding. En dan sê hy die laaste ding, hy sê, en nou gee julle self vir die werk van die Here. Gee julle self vir die werk van die Here. Kan ek vir jou sê dat iemand wat die heeltyd gefokus is om sonde te probeer oorwin in jou lewe, en dis alwaar jou verhouding met die Here gaan, is, Here, nou het ek weer gesondig, jammer daaroor. Nou gaan ek my bes probeer om nie weet, daar sondig ek weer, jammer daaroor. Iemand wat die heeltyd in daai siklus vasgevang is totaal onvrugbaar in die koninkryk van God. Iemand wat die heeltyd probeer uit jou eie werke en jou eie effort om die wet te onderhou, is iemand wat net maar weer in 'n skuldsiklus is, wat totaal onvrugbaar is vir die koninkryk van God. Iemand wat die Here sê, kom, ek wil jou deel maak van my werk, ek wil hê jy moet saam met my arbei, ek wil hê jy moet saam met jy die koninkryk van God sien, is iemand wat weet dat my dood is klaar betaal. Hy het my dood gesterf. My sonde hang aan die kruis, dis vasgespijker, dis onder die bloed van Christus. Dis iemand wat weet, die wet kan my nie red nie, dis net hy wat my kan red. Ek is nou vry van die wet, ek is in Christus. Dis iemand wat se lewe totaal oorgegee is aan Christus in disippelskap.
En so 'n persoon sê die Here, kom laat ons werk, kom laat ons die koninkryk verander. Is dit iemand wat perfek is? Nee, dis iemand wat in Christus is. Ek wil jou so uitnooi, volgende week begin ons 'n reeks. Jy's oor hierdie ding. Ons noem hom Discipleship. En hierdie reeks gaan basies daaroor, wat beteken dit nou dat ek 'n opstandingslewe leef? Hoe lyk 'n lewe van disippelskap? Van om Jesus te volg in my elke dag se lewe. En ek wil jou uitnooi, vir 4 weke gaan ons praat oor disippelskap, om volgelinge van Jesus te wees. En ek vertrou so vandag, dat daar 'n stuk vryheid, 'n stuk rus, 'n stuk waardering, 'n stuk blydskap en opgewondenheid in jou hart is, oor die feit dat Jesus opgestaan het. Vir jou. En dat hy leef, hy sit aan die regterhand van die Vader, hy leef in ons deur sy Gees. Alles wat ons nodig het, het ons ontvang by sy opstanding. Alles wie ons nou is vasgevang in sy opstanding. Jy is 'n oorwinnaar. Jy is meer as 'n oorwinnaar as jy in Christus is. Amen en amen. Staan saam met my. En dan verklaar ons net, as jy jou hande in die lug wil opsteek. Here Jesus, vandag vier ons die opstanding. Here, U wat die dood oorwin het, U wat sonde oorwin het, U wat die wet oorwin het, Here, sodat ons kan leef in die nuwe lewe saam met U. Here, ons wil nie ons ore uitleen vir ander evangelies nie. Ons verklaar vandag, dis Jesus en niks anderste nie. Ons buig ons lewens voor U, Jesus. Ons wil U volg, Here, as volgelinge en disippels. Here, kom bring binne in ons 'n nuwe honger, 'n nuwe passie, 'n nuwe energie om in die totaliteit van ons lewens, Here, U te volg met alles wie ons is. Ons prys U naam. Amen. Kom ons sing saam.